Vanaand reis ons verder by Antioch in ons Daniel reeks. En ons kyk nie een van die meer bekende stories van Daniel se vriende wat hierdie beeld wat amper sal vir politieke stelling was. Hulle moes hierdie Babyloniese ryk aanbid het en hulle het net gesê, ons kan nie daarmee saamgaan nie. Ek dink daar's iets van partykeer doen ons al die regte goeders en ons eindig nog steeds op die slegte plek. Ons eindig nog steeds op die worst case scenario. En dan sal die gesprek wat Daniel se vriende voor die koning is en op 'n stadium sê die koning vir hulle, jy weet ek kan julle in die vuur gooi. En hulle sê vir hom, ons het 'n God wat vuur kan blus. En nou sê ding van, ja, ons het 'n God, hy kan soos mense genees. Ons het 'n God wat soos mense die dood uit kan opwek, huwelike kan herstel, gesinne bymekaar kan bring. Maar dan sê hulle iets wat ek dink een van die mees profoundste stellings is wat ooit gemaak was. Hulle sê, maar selfs as God ons nie red nie, sal ons nog steeds nie buig voor die beeld nie. Daar's iets in die manier hoe hulle God verstaan. Hulle het nie hulle eie agenda gevolg nie. Hulle het vir God gevolg. Daar's hierdie uitnodiging van ja, ons sal vir God volg, selfs as dinge nie so uitdraai nie. En dan een van die hoogtepunte. Hulle word in die vuuroond gegooi en die koning is soos, wat gaan daar aan? En daar's hierdie vierde figuur. Daar's hierdie boodskapper van God. Party mense sê soos Jesus ontmoet hulle in die vuur. En ek dink daar's iets ongeloofliks profound. Ons dien hierdie God wat ons word in die vuur gegooi en hierdie God wat ontmoet ons in die vuur. Partykeer red hy ons van die vuur, partykeer red hy ons in die vuur. En ek dink daar's hierdie uitnodiging van sê maar net ons kan begin stories vertel. Nie net van, God het my gered van hierdie oond nie, maar om te sê, nee, ek was in die oond. Ja, daai ding, dit het my gebeur. Maar weet jy wat? In die middel daarvan het God my ontmoet. In die middel daarvan het Jesus na my toe gekom. Imagine net, ons kan 'n community wees wat net kan stories vertel. Stories van die oond wat dalk waar God ons gered het, maar meeste van die tyd vertel ons vermy die vure, maar sê my net ons kan eerlik na mekaar toe draai en sê, wel, hier's my lewe, hier's my stikkindheid, maar weet jy wat? In die middel daarvan het ek vir God ontmoet.